Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ek vertrou dat u daarom 'n heerlike nag se rus gehad het, dat dit goed gaan met u, dat dit goed gaan met u geliefdes, en dat u ook reg is vir hierdie nuwe dag. Mag die Here vir u ryklik seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here, en mag u in hierdie dag voluit lewe tot eer van sy heilige naam. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie baie besondere Psalm 126, en ons gaan eintlik in besonderheid stil staan by vers 3, maar ek gaan so 'n bietjie deur hierdie Psalm lees en so 'n paar gedagtes met u hanteer onder die tema die Here het groot dinge gedoen, ons was bly. Daar staan 'n Bedervarslied, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly. En ag vriende, terwyl ek hierdie gedeelte gelees het en ook 'n oordeenking daaroor gelees het ek besef dat baie kinders van die Here, en ek wil nie veralgemeen nie, en u moet tog asseblief wanneer ek daaroor praat ook my hart sien, en in die jare wat ek in die bediening is en met die mense met wie ek praat, kom ek agter dat die meeste kinders van die Here nie die blydskap in die Here as blywende besitting het nie. Die meeste vergeet van al die goeie dinge wat die Here vir hulle in die verlede gedoen het. En hulle konsentreer so op die hartseer en die nood en die stryd wat hulle tans beleef. Kinders van die Here is geneig om te vergeet hoe die Here vir hulle gedra het deur jare, sy voorsienigheid, sy versorging, hoe hy onderneem het, die gebedsverhoring wat hulle beleef het, en al die wonderlike dinge dat hulle so vaskyk in die hede en die nou, dat hulle vergeet dat God is goed, ver bo die maat. En ag vriende, Spurgeon skryf in sy dagstukkie, toe hy oor hierdie gedeelte gepraat het, dat dit eintlik maar 'n teken is van 'n ongesonde geestelike lewe. Want die Bybel sê vir ons, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die blydskap in die Here moet ons beskutting wees. En wanneer ons geestelik in 'n ongesonde toestand verkeer, wanneer ons pessimisties raak, wanneer ons swartgallig raak, wanneer ons begin murmureer oor alles, dan vergeet ons dat die Here vir ons groot dinge gedoen het. En ag vriende, kom ons dink aan 'n paar goeie dinge. Dink in die eerste plek aan die dag toe die Here jou siel kom red het. Onthou jy daardie pragtige lied wat sê, o blye dag, waarop my siel deur Jesus bloed gereinig is. Ek juig terwyl ek dankbaar kniel voor Jesus wat my redder is. Is daardie blydskap nog in jou lewe? Of kla en neel en mor jy oor hierdie moeilike geestelike stryd waarin jy jouself bevind? Die apostel Paulus sê, dis 'n goeie stryd. Hy het die goeie stryd gestry en het die wedloop volëindig en die geloof behou. Ek vra jou, dink aan die grootste ding wat die Here vir jou op aarde gedoen het, naamlik die redding van jou siel. Ag vriende, dink maar aan jou pad wat jy gestap het tot op hede met die Here. Dink aan sonde waarin jy vasgebind was, waarvan die Here jou vrygemaak het. Miskien was jy vasgevang in drank, in tabak en nikotien, miskien in die seksuele sonde, miskien was jy 'n oneerlike mens, 'n leienaar, 'n humorige persoon, iemand wat gevloek en gesteel en geskel het. En nou is jou lewe anders en jy het nuut geword. Wanneer laas jy die Here gedank vir die verandering wat hy in jou lewe kom bewerk het? Want die Bybel sê vir ons, as iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Ja, ons is nie volmaak nie, maar wanneer laas jy die Here gedank vir die groot dinge wat hy vir jou gedoen het, die verandering wat in jou lewe bewerk het? Vriende, dink aan die gebedsverhoring in jou lewe. Miskien was daar 'n krisis op 'n stadium in jou lewe wat finansies aanbetref en die Here het uitkoms gegee. Miskien het jy gebid oor 'n bepaalde eiendom wat jy wil koop en die Here het voorsien dat jy hom kon gekoop het. Dink bietjie aan kinders wat ongered was en jy het gebid vir die redding van hulle siele by die kruis het gekom. Miskien was hulle werkloos en jy het gebid, Here, voorsien, en die Here het vir hulle gegee na die rykdom van sy genade en barmhartigheid. En vanmôre as jy miskien in 'n gat van depressie, dan pleit ek by jou dat jy sal sien die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons was bly. Ons was dankbaar. Dis die eienskap, vriende, van 'n gesonde geestelike lewe, om in die Here bly te wees. Miskien sit jy in 'n siekte toestand in hierdie oomblik en jy dink by jouself, maar hoe gaan ek hierdeur kom? Dank die Here vir die mediese versorging wat jy het, vir mense wat vir jou omgee. Dank die Here, vriende, dat daar hulp is wat na jou kant toe kom. Dank die Here dat hy in hierdie moeilike situasie ook by jou is, dat hy jou nie sal begewe en verlaat nie, dat hy vir jou ewige heerlikheid gaan voorberei het. Ek wil u vra vanmôre dat ons anders as die wêreld sal dink en sal doen, en dat ons gereeld in herinnering sal roep dat die groot dinge wat die Here vir ons gedoen het, die wonderlike dinge wat die Here vir ons gedoen het. En ag vriende, mag ons daaroor jubel.
Mag ons tong losraak en mag ons aan die wêreld verkondig en sê, ons God sit op die troon van die hemel en hy dra vir ons elke dag. Ag vriende, kom ons dink aan die groot dinge wat die Here vir ons gedoen het die dag toe hy vir jou 'n huweliksmaat gegee het. Miskien is jy en jou huweliksmaat op die oomblik so 'n bietjie haks met mekaar en daar's 'n bietjie probleme, maar ek pleit en vra vir jou, dink terug aan die wondergenade van die Here daarin en hoe jy dit nou ook 'n seën kan maak wat jou kan help om te lewe tot eer van die Here. Ek pleit en vra jou dat jy sal dink aan die groot dinge wat die Here vir jou gedoen het oor die jare in die versorging dat jy gekom het op hierdie ouderdom, op hierdie bepaalde tydstip in jou lewe. En dan wil ek u neem daarna hierdie pragtige gesang 346 wat vir ons dit so mooi eintlik verduidelik. Daar staan: die dag wat u in guns gegee het is weer verby, net soos ons taak, en dankbaar kom ons lofgebede tot u wat lig en donker maak. Vers 2 sê: soos een dag steeds weer vir die ander 'n loflied op u grootheid sing, so kan u kinders Hemelvader aan u voortdurend liefde bring. Die laaste versie sê: voortdurend klink die dankgesange, die smeekgeroep en die lofgedig tot u, die God van ons verlange, wat woon in ontoeganklik lig. Ek pleit by jou dat jy nie vanaand jou hoof op jou kussing sal neerlê as jy nie eer gebring het aan God vir sy wonderlike voorsienigheid, vir die groot dinge wat hy aan jou gedoen het in jou lewe tot op hede nie. En mag u in hierdie dag, en mag u vanaand wanneer u by die huis kom, hierdie God van hemel en aarde eer vir die guns aan u bewys, vir die genade aan u geopenbaar, vir hierdie instandhoudende genade wat nog deel van jou lewe is, vir die feit dat jy jou dag na dag dra en seën met die keer van sy seëning, en mag jou geestelike lewe in 'n gesonde toestand wees, deurdat jy lof en eer en dank aan hom bring. Ag vriende, ek sluit af deur vir u te sê, mag u en ek in groot genade ook sien dat die Here in beheer is van ons lewe en dat hy groot dinge aan ons gedoen het en ons was bly. Mag die blydskap in die Here u beskutting wees, mag die Here u seën en dag na dag dra en u hart rig na sy waarheid. Groete vir u, mooi dagie verder te raak.